Lig vir die nuwe jaar. Ek is Frederik Stevens, die president van die uitvoerende raad van die Kleerlingpersone Bewaringslandtrust, Wet 3 van 1961 verwys. Ja, goeiedag aan die inboorlinge volk, die kleerlingnasie van Suid-Afrika, die verdrukte, beroofde en vervreemde volk, wie se erfenis deur die vreemdelinge gesteel is in die naam van wetgewers en politici. Vandag wil ek u as president van die kleerlingvolk 'n voorspoedige jaar toewens. Ek bid dat u saam met my as president van die Kleerlingepersone Gemeenskaplike Landtrust administrasie die bevrydingsstryd skouer aan skouer sal veg om die geboortereg en eiendom uit die hand van die rowers regering te bevry. Die spesiale landtrust is gestig om die inboorlinge van die Kaapkolonie of Suid-Afrika te beskerm teen die destydse Broederbond of nasionale apartheid regering. Te midde van erge verdrukking, diskriminasie en onmenslike regte skendings en volksmoord teen ons kleerlingnasie, is daar vir ons hoop in die waarheid, die ewige woord van God. Daar staan geskrywe, lig is gesaai vir die regverdiges, vreugde vir hulle met opregte harte. Psalm 97 vers 11. Ons het die goeie gewoonte om aan die begin van elke nuwe jaar mekaar seën en voorspoed toe te wens. Ja, hoe dikwels sê 'n mens dit sonder om daaroor na te dink. Die maniere in die winkels het die afgelope tyd te midde van raserige musiek vir ons in rooi letters uitgeskree. Geseënde Kersfees en 'n voorspoedige nuwe jaar. In Psalm 97 sien ons egter dat iets wat meer as net 'n holklinkende heilwens. Dit is ewigdurend en wonderlike belofte van God. Dit is ook nie net vir die begin van 'n nuwe jaar nie, maar vir die begin van elke nuwe dag. En hierdie belofte is gegrond in die wese van God. God is lig, 1 Johannes. Die psalmdigter verklaar, die Here is koning. En dan beskryf die digter die grootheid en die wonderlike mag van hierdie koning. Hy is werklik heerser oor sy skepping. Weerlig en donder kom van hom af. Kragte van die aarde in verskrikking bring. Maar dis nie al nie. God vertoon nie net sy krag en sy almag nie. Hy is ook barmhartig, vriendelik, getrou en regverdig. Dis hoe hy homself elke keer aan sy volk geopenbaar het. En daarom kan die psalmdigter vol vertroue sê, want die Here God is 'n son en skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat opregtheid en opregtheid wandel nie. Psalm 84 vers 12. Soos die son elke nuwe môre die duisternis verdryf en die lig oor die aarde laat skyn, so sal God sy lig laat skyn oor almal wat hulle vertroue op hom stel. Daar is geen mens nie, ook nie die gelowige kind van God nie, wat nie die een of ander tyd deur die dal van duisternis of in sy of in haar lewe moet gaan nie.
Maar weet dit, dat na die swaar kry en verdriet, daar weer vreugde sal kom vir hulle wat op hom vertrou. Wanneer dit lyk asof alles tot 'n einde gekom het, gee God altyd weer nuwe hoop. Gods vriendelike aangesig straal vrolikheid en lig deur duisternis en smarte vir alle opregte harte. Regverdiges, wees bly en sing 'n lied daarby. Verheug u in die Here. Lofsang sy naam tot eer. Hy is hoog en heilig. Psalm 97 vers 7. En daarom, kleerling nasie, bid ons vir mekaar aan die begin van die nuwe jaar. Ons spreek seënwense soos ons sien in die Openbaring 1 van vers tot 4 en 5. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, van Jesus Christus, die lofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Die kleerlingnasie is die oorspronklike eienaars of inwoners van die Kaapkolonie van Suid-Afrika. Die kleerlinge het voorheen bekend gestaan as die Hottentotte, name en nog vele ander name. Die kleerlingvolk is die enigste begunstigdes van die kleerlingpersone bewaringstrust, Landtrust, volgens wet 3 van 1961. Hierdie spesiale Landtrust bestaan die hele grond, 'n gebied van die land en sluit ook alle natuurlike hulpbronne in. Die kleerlingnasie, die benaming kom vanuit die rassewette ingevolge van wet 30 van 1950. Hierdie wetgewing en 'n ander is uitgereik om die begunstigdes van die landtrust te beroof van hul geboortereg, uit te moor en uit te wis. Allerlei tipe wetgewings is uitgevaardig om volksmoord teen die kleerlingnasie te bedryf. Die kleerlingnasie het nie kennis gedra van die landtrust nie. Die inligting is opsetlik van die nasie weerhou. Die ANC demokratiese regering het in 1993-94 tot stand gekom. Die tradisionele executive committees het die oorgangsproses van die apartheidsregering na 'n demokratiese bestel bestuur. Tydens die oorgangsproses is daar alreeds saamgesweer om die begunstigdes van die land te beroof en uit te moor. Die ellelange lys van oortredings, misdade en grove menseregte skendings wederregtelik en opsetlik gedoen om die inboorlinge totaal en al te vervreemd en van hulle geboortereg uit te wis as 'n nasie. Die uitvoerende raad van die kleerlingpersone bewaring Landtrust sal hierdie onmenslike vervolging en uitwissing van die eerste graad tot die hoogste gesag, selfs tot die internasionale kriminele hof, sal kennis neem van die aangeleentheid. Die regte van die inboorling val onder die sambreel van selfbeskikking wat in 'n bindende reg oor die internasionale reg is en verwys na mense wat vrylik hul status, selfs politieke status bepaal, hulle eie ekonomiese, sosiale en kulturele ontwikkeling najag. Hierdie regte val onder die sambreel van selfbeskikking wat verwys na 'n bindende reg in die internasionale reg en verwys na mense wat
vrylik hulle politieke status bepaal, as ook die ekonomie en die sosiale plus kulturele ontwikkeling najag. Dit is ingesluit in regsinstrumente soos die VN-verklaring en word bevestig in die Hoogste Hof van Suid-Afrika. Die konstitusionele hof uitspraak van die inboorlingetitel is van toepassing in Suid-Afrika oor die inboorlingregte van die inboorlinge en wat ontwerp is om die impak van die kolonialisme op die inboorlingevolk aan te spreek. Die inboorlinge van Suid-Afrika is juis deur wetgewing as kleerlinge verklaar om hulle van hulle geboorte reg te vervreemd en te laat uitsterf, uitwis of te laat verdwyn op papier. Die kleerlingnasie sal nie verder hierdie skandelike en onmenslike verdrukkings duld nie. Die kleerlingpersone landtrust uitvoerende raad sal die aangeleentheid op elke vlak beveg. Die ANC-regering het in 1998 wetgewing in plek gesit om alle oorblywende grondgebiede tesame met die natuurlike bronne van die inboorlinge te steel, om te vervreem deur dit as staatseiendom te verklaar. Die huidige regering het allerlei tipe wetgewing, programme ensovoorts in plek gesit om vervolging en uitbuiting van die kleerlinge voort te sit. Alle kleerlinge neem kennis. Ons is gereed om op enige gegewe tyd in die nuwe jaar 'n massiewe opmars te doen in Kaapstad. Die inboorlinge kan nie oortree op hulle eie grondgebied nie. Die datum van die opmars sal binnekort bekend gemaak word. Hier volg 'n kort uiteensetting van sekere die gruwels misdade teen die inboorlinge. Die dokument as ook inligting wat hier vertoon word, is 'n presiese weergawe van die vervreemding van die grondgebied van die kleerlinge, oftewel die titelakte bedrog wat gepleeg is deur wetgewing. The Interim Constitution Act 200 of 1993 provided that properties in the South Africa Development Trust areas as well as other land held in trust by other tricameral authorities should be transferred to the trusteeship of the Minister of Land Trust Affairs. This included 23 rural areas under the administration and trusteeship of the Coloured House of Representatives, located in THR Northern Cape, Western Cape, Eastern Cape and Free State. The statutory history of these areas date back to 1909s, although in a number of instances the communities now living on the former reserves can trace their occupation of their land to pre-colonial times. The state assumed trusteeship responsibilities in their land, which land was acquired by Aboriginal title outright purchase or purchase via a mission church as intermediary. These communities showed their independence over many centuries and have their own local cultures, local living law and institutions, and the communities regard themselves as self-defining. Under Union and Apartheid administration, the areas were governed by the Department of Native Affairs, and later the Department of Coloured Affairs. The 1909 Act went through various renditions.